Ons maak die Bybels oop by Matteus hoofstuk 25. Matteus hoofstuk 25. Vanaf hoofstuk 24 word 'n baie belangrike deel in die skrif beskrywe en dit is die profetiese rede. Ons gaan in die volgende paar geleenthede gaan ons stil staan by die saak van die wederkoms, verskillende aspekte daarvan. Ons gaan vanoggend kyk na die laaste deel van hierdie rede, een van die gelykenisse wat Christus vertel het in die eerste 13 verse. Jy sal ook lees, en ek raai jy aan, gaan lees die hele Matteus 24-25 deel, lees ook Markus 13 en lees Lukas 21. Dis die 3 gedeeltes wat oor dieselfde werk gaan. Jy sal hier en daar 'n bietjie van nuances hoor, maar jy sal ook sien dat die gelykenisse nie by al die gedeeltes voorkom nie. Jy sal dit net in Matteus kry jy sekere gelykenisse en jy kry in Lukas ook van die ander herhaling van die gelykenisse. Wat Christus doen is hy hierdie gedeelte gee, is hulle is by die tempel. En die disippels kyk na die tempel en hulle is in verwondering oor hierdie tempel van Herodes. 'n Tempel wat met ongelooflike mooi materiaal gebou is en hulle staan verstom as hulle kyk na hierdie tempel en dan die eerste paar verse van Matteus 24 stel dit vir u duidelik dat hulle vra dat Jesus sê daar sal 'n dag kom wanneer nie 2 van hierdie klippe op mekaar sal staan nie. En dan gaan dit oor die vernietiging van die tempel, die inval van Jerusalem wat 70 na Christus sou gebeur en dan die begin van die smarte wat gaan oor die verdrukking en die vervolging van die kerk van Jesus Christus. En dit het reeds begin, die stad is reeds ingeneem 70 na Christus, die tempel is steeds vernietig en wat oorbly is die tweede deel van die vraag, is wanneer sal die einde kom? En as kerk van Jesus Christus bly dit 'n vraag vir ons almal en dis 'n vraag waarmee ons besig is met die Nuwe Testamentiese kerk. Ons lewe in die tyd van Christus se hemelvaart tot sy tweede koms. Ons lewe in hierdie tyd. Wat maak ons in hierdie tyd as kerk van Jesus Christus? Dit word hanteer in die paar geleenthede wat ons na sal kyk. Ons lees saam hoofstuk 25, die eerste 13 verse. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie, maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak, en middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit, hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed, en die wat dwaas was sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, wat ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die Seun van die mens kom nie. Ek herhaal die laaste vers 13. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet
waar die Seun van die mens kom nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Heer, wat 'n voorreg om in die erediens te mag wees. 'n Diens waar U teenwoordigheid ons omvou en ons na U kan luister. Dis in hierdie oomblik wat ons U woord gelees het. Dit wat U neergepen het, dat ons na U kan luister, wat ons opnuut oproep tot aandag. Daarom bid ons Here dat U ook nou U woord sal laat spreek en ons kan hoor wat U vir ons sê vir vandag. In Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wie van u het al reg gemaak vir 'n reis? Hierdie datum bepaal? Hierdie bestemming bepaal? Nou is hy besig om die inhoud van daardie reis reg te kry. Wat gaan ons eet? Waar gaan ons stop? Wat gaan ons doen? 'n Vakansiereis het 'n ontspanningselement. Wat gaan ons doen om te ontspan? Wat gaan ons doen om stoom af te blaas? En baie van hierdie geleenthede en hierdie reise word fyn beplan. Party beplan net vir die dag. Is dit genoeg vir 'n reis? Ons gaan waar ons kom, ons bly daar waar ons wil. Amper 'n nomadiese benadering tot ontspanning, tot vakansiehou. Al wat vas is die tyd wat ek weg is. Dan kom ek terug en val weer in. Maar om so 'n beplanning te doen, moet ek 'n paar dinge in plek hê. Skooliere ken dit baie goed. Daar word net gesê, oor hierdie werk skryf julle eksamen dan. Julle kry die datum, die eksamenrooster, die vakke word reeds bepaal, in elke vakgroep, elke onderwyser gee die bestek. En elke skoolier weet dan, die angstigheid begin maar, want sal ons genoeg geleer kry? Sal ons genoeg tyd hê daarvoor? En dan kry ons wysheid en dwaasheid in studente, skooliere, wanneer dit kom by leer. Wanneer begin ek? Begin ek vroeg? Werk ek alles mooi uit? Dis hoeveel ek sal moet doen per dag om deur dit te kom? Waar is my hersiening? Waar is my voorbereiding? En so is daar baie voorbeelde in die lewe vir om 'n langtermynprojek deeglik te beplan, te gaan doen wat gedoen moet word en te slaag daarmee. Vat werk. Ons weet al van die wederkoms van die hemelvaart af. Jesus is op die berg, groet sy disippels en word weggeneem. Die twee engele wat daar staan, sê, maar waarom kyk julle op na die hemel? Hy sal weer kom soos hy van julle weggegaan het. En dan het Jesus reeds hierdie woorde met hulle gespreek. Hy het reeds die profetiese rede met hulle behandel. Nie met ander nie, met hulle behandel. Dan hoor hulle, hy kom weer, soos hy gesê het. Hulle is reeds herinner, hy het opgestaan, hy is nie hier nie, soos hy gesê het. Hy kom weer, soos
hy gesê het. En wanneer hierdie gelykenis vertel word, een van 3. Want Christus gee in die profetiese rede, gee hy verskeie sake deur, dat daar 'n smart tydperk sal kom. 'n Tydperk waarin die kerk gaan swaar kry. Daar gaan 'n tyd kom waar dit so swaar gaan word, en dit word genoem die groot verdrukking. En daarna, die wederkoms. Maar voor dit weet ons, daar's waarskuwings. Waarskuwings dat die wederkoms naby is. En in die reeks sal ons daarby stil staan oor, wat sê die waarskuwings? Wat moet ons verstaan van die waarskuwings? Hoekom gee die Here Jesus hierdie inligting voor sy dood? Want dit is belangrike inligting. Vir wie? Vir die kerk. Vir hulle wat aan hom behoort. En in die laaste deel van sy rede praat hy oor die saak van wees waaksaam. Waaksaam. Dan gebruik hy die gebruikelike verhale wat hy vertel het. En 'n gelykenis is 'n storie met een boodskap. Wat was die storie wat hy vir hulle vertel het? Hy het vertel van diensknegte. Hy het vertel Hy het 2 diensknegte gelykenis vertel, en toe het hy die gelykenis vertel van die 10 meisies, en toe het hy die gelykenis vertel van die talente. Nou ons luister na die gelykenis van die diensmeisies. Nou wat sê Jesus oor waaksaamheid as hy praat? En wat sien ons oor waaksaamheid raak in sy verhaal? 10 meisies word genoem. Maagde, beteken is jong meisies, en hulle werk is om die bruidegom te ontvang. En dan moet hulle saam met hom na die bruilofsfees toe gaan. So hulle vergesel die bruidegom. En wat het hulle nodig om dit te doen? Hulle het lampe nodig, en hierdie lampe is soos fakkels wat met olie werk. En dis 'n fakkel wat nie lank gebrand het nie. Tussen 15 en 20 minute word vir ons verduidelik. So jou olie, die lamp brand helder, en die olie moet gereeld bygevoeg word. So wanneer jy moet reis, moet jy genoeg olie met jou saamdra, dat jou lamp aan die gang bly. En dis hoe hierdie lampe gewerk het. En dis al die fokuspunt van sy storie, dat ons sal verstaan, ons het nodig om te kyk, wat is hulle werk? Hulle werk is om die bruidegom te vergesel met lig. Dis hulle werk. 5 word dwaas genoem en 5 word wys genoem. En die wysheid word onderskei in hulle voorbereiding. Hulle voorbereiding is die bepaler. Wat het hulle nodig om hulle werk te kan doen? Waarvoor is hulle hier? Hoe lank moet hulle daar wees? En is hulle taak maklik of moeilik? Die mate van voorbereiding sou bepalend wees. Want die uur het aangebreek, want hulle het gewag en gewag en gewag. En hierdie meisies raak moeg, hulle raak almal in die slaap. En in die verhaal word dit duidelik, die slaap was nie die probleem nie. Almal raak moeg. En slaap en rus is noodsaaklik. Maar jou werk is jou werk. Jou taak is jou taak. En dan wanneer die taak aanbreek, waarvoor hulle geroep is, waarvoor hulle in diens is, waarvoor hulle diensmeisies is, dan word daar gesê, die bruidegom is hier. Dis waarvoor jy geroep is. Dis tyd om hom te vergesel na die bruilof. Die uur het gekom, maar het lank gewag. Ons lees middernag. Dis baie laat. Iemand wat vandag getrouer is, sal sê, was dit nie bietjie laat vir eet nie. Ons gaste sal dit nie maak tot daar nie. Wat wil Christus illustreer met sy tyd? Hy het vroeër gepraat van die uur is vir niemand bekend nie. Niemand weet hoe laat nie. Hy gee in 'n vroeëre gedeelte van sy rede, praat hy van
dief in die nag. Suid-Afrikaners ken dief in die nag tipe tyd. Dis tussen 2 en 4. Enige tyd tussen 2 en 4. Maar hierdie was middernag, slaaptyd. Tyd wanneer jy normaalweg nie sou wakker wees nie. Nou kom die bruidegom eers. Ons hoor nie 'n gemurmurering van hierdie meisies nie, behalwe as dit kom by wat hulle moet doen. Die meisies steek hulle fakkels aan. En dis hier waar die wysheid en die dwaasheid na vore tree. Wysheid is wanneer jou lig begin flikker en dof word, en jy maar net van jou olie vat wat jy reeds het. Reeds voorberei het vir daardie taak, en jy voeg dit by, en jou lamp brand weer helder. En die vuur flikker, en is mooi. En die bruidegom word verlig. Dis hoe dit sou werk. Want aan die einde van hierdie stap is daar 'n laaste dans van die fakkels. En hulle sal daar wees by die bruilofsfees. En die ander 5 se vlam begin dof word. En dan besef hulle, maar hulle het nie genoeg olie nie. Hulle het nie genoeg olie nie. Kan julle vir ons leen? Wel, ons het net genoeg vir ons. Ons kan nie vir julle gee van wat ons het nie. Ja, sommige sal sê hulle was almal selfsugtig om net vir hulle self te bring. Maar dit was hulle werk. Dit was hulle taak. Dit was waarvoor hulle voorberei het. En dan gaan soek hulle ander olie. En dis waar die dwaasheid inkom. Wanneer die bruidegom hier is dit jou tyd. Hulle kom terug, hulle het nou olie, hulle het nou lig, maar die deure is gesluit. Hulle klop aan die deur en sê, meneer, laat ons in. En dan die harde woorde, jammer, ek ken julle nie. Jammer, ek ken julle nie. Want hulle nie aansluit by die bruidegom nie, is hulle nie deel van die laaste stap. Hulle is nie deel van die einde nie. En dan is hulle uitgesluit. En dan Christus se woorde en die aksent op hierdie verhaal. Nie oor enigiets anders nie, maar oor die saak van waak. Wat beteken waak? As jy vir 'n soldaat sê waak en bewaak hierdie area, dan kom 'n soldaat en 'n soldaat is dan weerbaar gereed vir die taak op hande, vir so lank as hy op sy pos moet wees. As ek sê, waar gaan ons heen reis? Dan is die een wat dit gereël het in die kundigheid toegerus vir wat is nodig om tot daar te reis, so ver te gaan. Dis die som geld wat ons nodig het. Dis die hoeveelheid kos wat ons sal moet kry. Ons weet waarheen ons gaan. Wanneer die kerk van Jesus Christus gesê word, waak vir daardie dag van die koms van Christus, dan word hierdie koms van Christus gegee as 'n groot moment. Die moment van momente. In 2 Petrus lees ons iets oor hierdie waak. Ons lees iets oor die wag. Wat lees ons daarvan? 2 Petrus 3 vers 14. Die volgende woorde, die hele hoofstuk van 2 Petrus 3 gaan oor die wederkoms. En ons lees daar in vers 14, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Beywer julle. Ywer is 'n werkwoord. Wees besig met iets. Wanneer waaksaamheid in die eerste gelykenis getoon word, is daar iemand wat niks doen nie. Christus bestraf die een wat niks gedoen het nie.
Wanneer hy kyk na die talente, is daar een wat net die talent begrawe het en hom teruggegee het en hy word bestraf oor hy dit gedoen het. Beywer is werk. Die kerk wag gereed. Ons staan hier op die berg, die Olyfberg, en kyk ook na die hemel en sê, ons wag nou vir die Here Jesus om te kom nie. Dit was juist die klagte van Tessalonisense. Dat die apostel sê, hy wat nie werk nie, sal nie eet nie. Want hy wat nie besig was om te lewe nie, terwyl hy wag vir die koms van die Here Jesus, het hulle self 'n las gemaak op die gemeente, terwyl hulle wag vir die Here Jesus om te kom. Vandag word daardie woorde natuurlik in ander kontekste gebruik, maar die Bybelse konteks was, as jy wag vir die Here Jesus om te kom en jy gesit en niks doen nie, maak jy van jouself 'n oorlas, terwyl jy wag op die koms van die Here Jesus. Ons beywer ons op die koms van die Here Jesus, maar ons is vlekkeloos in ons beyewering, met ander woorde, ons werk in die diens van die Here, maar ons bly in sy diens as sy kind. Dit verander nie. Ons wag gereed, waaksaam, gereed vir wat nodig is. En om dit te kan doen, het ons 'n paar vrae wat ons moet vra. Hoe waak ons op die koms van die Here Jesus? Met ander woorde, waarmee is die kerk al vir 2000 jaar besig? En sal die kerk besig wees tot die uur opdag? Want wat het nie opgehou gebeur nie? Die smart het reeds begin. Verdrukking is reeds sigbaar. Tekens van die tyd is tasbaar, waarneembaar, aanvoelbaar. En wat was die tekens van die tye se doel van die begin af? Dis die klok wat lui en sê die koms van die Here Jesus is naby. Wees gereed. Wees altyd gereed. Hoor ons van oorlog? Gerugte van oorlog? Rampe, natuurrampe, aardbewings, vloede? Ken ons dit? Ons beleef dit. Ons beleef die rampe van ons tyd en die leed van ons krisis. En dit dwing ons altyd tot 'n vraag. Here, wanneer kan U kom? Ons kan nie meer nie. Ons kan nie meer nie. Kom gou, Here Jesus, kom gou. Of dit die aanvegtinge is wat aan my lyf is, aan my beursie is, aan my behoud is, my bestaan is. Geliefdes, ons kan nie sê, ek beweeg van huis na huis, en dit gaan met almal verskriklik goed nie. Want daar is nie so 'n plek nie. Die vraag is, wat doen ek? Dis ons eerste vraag. Wat doen ek hier? Waarom is ek nog hier? En die Here nog in die hemel? Waarom is die Here Jesus nog nie hier nie? En waarom het ons nog tyd? 2 Petrus 3 vers 8 sê natuurlik, die Here stel dit nie uit nie, maar hy gee kans dat almal tot bekering kan kom. Dat daar hoop is vir elkeen wat nog nie glo nie, dat Jesus sal kom. En wat maak ek hier? Here, ek ken U. Ek is lief vir U. Waarvoor is ek geroep? Wat moet ek met hierdie paar dae wat ek op die aarde oor het, nog doen? Dalk is vandag die laaste dag. Die wederkoms en altyd gereed wees om reg te wees vir die dief van die nag aankondiging beteken, ek weet nie wanneer dit is nie. Wat maak ek met die tyd wat ek het? Waarom is ek hier? Gaan vra die vraag. Dis seker die belangrikste vraag wat u en ek het om sin te maak met die tyd waarin ons is. Hang ons maar net rond en wag vir 'n klok wat moet lui. Hang ek net rond? Skoolier, hang jy rond van kwartaal na kwartaal of werk jy van toets tot toets, na eindpunt na eindpunt,
na finale eindpunt, na volgende begin, na nuwe begin, na 'n nuwe einde, na 'n volgende einde. Reg deur ons lewe het ons geen saak van ek het geen doel nie. Nêrens. Party leef tot hulle 21 is. Dan sê hulle, okay, wat nou? Dan tel ek nie meer verjaarsdae nie. Want ek kan nou alles doen. Maar ek ken nog nie alles nie. Dan kom ek agter, ek weet nie genoeg nie. Dan begin ek leer. Dan begin ek die volgende ding leer. En die volgende ding leer. En dan kom ek agter, ek gaan nooit ophou leer nie. En dan kom ek op 'n stadium en sê, ek kan nie meer leer nie. Ek kan nie meer onthou nie. En wat ek geleer het, ek klaar weer vergeet. Wat is dit? Dis 'n besef van my broosheid. Maar waarin is ek op pad? Wie het al verdwaal? Op pad vanaf waar ek nou is, tot waar ek moet wees. En iemand moes my stop en sê, waarin is jou pad? Ek weet eintlik nie, ek ry net. Nee, ek weet eintlik nie, ek leef net. Nee, ek weet eintlik nie, ek oorleef net. Eintlik weet ek nie. Maar ek kan maar sterf ook, want ek weet nie waar ek is nie. Is ons daar? Is ons daar? Jonk en oud, wat sê, ek weet eintlik nie hoekom ek hier is nie. Want ek is nog nie seker, wat moet ek doen voor die Here Jesus kom nie. Die vraag word gevra vir die kerk. Waarmee is ons besig? Vandag. En waarvoor is ons hiermee besig? Vandag. Is dit wat ons moet doen om te waak in die koninkryk van Christus? As ons sê ons het olie by ons, en ons het lampe, en ons wag vir die bruidegom, het ons genoeg olie? Hoe lank gaan ons wag, is die volgende vraag. Hoe lank gaan ons wag? Vandag in die geskiedenis van Suid-Afrika, dis 31 jaar van sogenaamde vryheid. 31 jaar van wat wys ons van vryheid? Wat weet Suid-Afrika as 'n land van vryheid? Dis bykans 2000 jaar gelede wat Christus finaal vrygemaak het. Wie weet dit, wat dit beteken? Die kerk is die draers van hierdie boodskap. Al vir meer as 2000 jaar kan ons dit dra en uitjubel. Ons is waarlik vry. Ons is vry. Ons het nie 'n dag nodig nie. Ons het nie 'n vakansiedag nodig nie. Ons het Jesus. Hoe lank is ek vry? Van daar af. Ek is vrygebore. As Christus by my tuis kom het, en by my kom woon het, en my gegryp het, soos die apostel dit stel, hy het my gegryp, hy het my losgeruk, hy het my slawerny. Hoe lank gaan ek vry bly? Van daar af, vir ewigheid. Hoe lank moet ek regop bly? Dis die eintlike vraag. Jy's lankal vry. Vry van die slawerny van sonde, maar waar is ek nie? Ek is nie doelgerig besig met my lewe in vryheid in Christus nie. Ek val maklik rond, want ek weet nie hoe lank moet ek in Christus bly nie. En hoe langer ek lewe, hoe meer maak ek van myself nog 'n slaaf van iets anders. Want ons kyk af in plaas van op. Ons kyk af in plaas van op. Die wederkoms sê ons moet waaksaam wees. Ons moet onberispelik bly. Dan kyk ons af en sê, maar hulle doen dit, hulle doen dit, hulle doen dit. Hoekom kan ek dit nie ook doen nie? Want ek wag vir die Here. Ek wag vir die Here. Hoe lank? Tot hy kom. Tot hy kom. En hoeveel het al ontslaap? Hoeveel het al gesterf voor hy gekom het? Baie. Hoeveel sal nog sterf? Dalk nog baie. Maar dalk is dit vandag. Ons weet nie wanneer die dief in die nag oomblik is nie. Dis op pad. Hoe berei ek voor hiervoor? Prakties. Hoe berei ek voor? Hoe wag ek gereed? Hoe wag 'n soldaat gereed? Ja, jy's wakker in die eerste plek. Jy weet waarna om te kyk. Jy soek, jy soek, jy soek, jy kyk.
Wat het hulle nodig gehad om die lampe in die gang te hou? Genoeg olie. Hulle weet presies wat hulle nodig het, 'n lamp en 'n olie. Genoeg olie. En dis al wat ek nodig het. En as hy doodgaan om iets om my aan die brand te kry. Ek kan my werk doen. Ons dra ons fakkels in die lig van Filippense 2. In 'n verwarde wêreld, 'n fakkel het ons dra. En as ons nie olie het om hom te laat brand nie, het ons nie die ywer om hom in die gang te hou nie. Ons hoop is in Christus wat ons toe rus om dit te kan doen. En dan moet ek vra, maar is ek goed toegerus om my fakkel in die gang te hou? Het ek nog woorde om te sê? Weet ek waaroor ek moet praat? Weet ek wat ek vir my kinders moet leer? Ou mens, bejaarde mens. Wat moet ek doen as ek oud word en ek kan nie meer ry nie? Wat is ek nog werd? As ek nie by alles van die kerk kan wees nie, wat is my waarde nog? Hoeveel gaan sit en sê, ek kan nou niks meer doen nie? Ek kan nou niks meer doen nie. Kan nie meer lank staan nie, kan nie meer lank sit nie, as ek lees dit seer. Waar is ek? As ek kan dink, kan ek bid. Dan bid ons. En as iemand lank genoeg stil sit, dan praat ek. Want ek weet wat ek ken. En ek bly myself verdiep in die woord van die Here, dat ek my wysheid kan openbaar. Ek het nie verniet oud geword nie. Daar's 'n doel in bejaardheid. Jong mens. As ek my beywer in die koninkryk van God, om te doen wat ek moet doen, en ek sien hoe word my medebroeders en susters oud in die gemeente. Maar ek stap nie vorentoe en sê, ek is bereid om te dien nie. Maar ek weet nie veel nie. Waar meld jy aan om te leer? Niemand kan niks doen as hulle nie leer nie. Jy kan nie boer as jy nie weet wat om te plant nie. As jy nie weet wanneer om te plant nie. As jy nie weet wat om gereed te kry vir plant nie. Jy kan nie jou werk doen as jy nie weet wat die begin of die einde van jou werk is nie. En as jy nie daarin slaag nie, jaag hulle jou weg. Want ons lewe in die kerk van Jesus Christus tevrede om niks te weet nie. Ons is tevrede in die kerk van Jesus Christus om nie toegerus te word nie. Om nie gereed te maak nie. Waar staan Efesiërs 6 in ons lewe? Waar is die wapenrusting van God? Is ons bereid om hierdie smarte toe te tree wat op pad is? Die groot verdrukking te probeer inleef sonder om iets te weet. Ons het die troos in daardie preek. Jesus sê, moenie bekommer oor wat jy moet sê nie, ek sal vir jou wys wat jy moet sê, ek sal vir jou gee die woorde, presies wat jy moet sê in die stryd. Dat Martin Luther kon sê, ek staan hierby, ek staan by wat ek geskrywe het, maak nie saak of julle my wil doodmaak nie. Dat 'n apostel dit lankal terug kon doen, en vra hulle, maar waar kry julle hierdie woorde wat julle sê? Hoe kan julle so goed praat? God het die woorde vir hulle gegee en hulle toegerus deur sy Gees. Geliefdes, meld aan vir toerusting. Efesiërs 4 vers 11 sê daar's toerusters, hulle wat moet leer wat jy moet weet. Dis ons verwag van ons kinders om elke dag skool te gaan van die week. Waar is ons skoling elke dag van die week? Waar is ons ywer met die opdaag by die erediens om toegerus te word in die woord van die Here? Waar is ons ywer om te studeer en aan te meld vir Bybelstudie in 'n persoonlike aard en 'n korporatiewe aard? Maak nie saak waar nie, maar wanneer studie ons die Bybel? En waar word ons toegerus? Stap ons huis toe vandag met kanne wat olie kort. En hoop maar net die Here Jesus kom nie op 'n slegte uur nie. Gaan ons lig genoeg wees vir die wêreld wat Christus moet sien? Dis die vraag. Gaan ons genoeg olie hê dat die wêreld Christus kan sien?
As ek weet ek het toerusting nodig, waar sal ek dit kry? Gaan klop aan. Gaan leer. En hou op vra. Waar sal ons predikante kry? As ons hulle nie vanuit ons eie huis stuur om te gaan leer nie. Hulle gaan nie die lig uitval nie. As ek leierskap wil hê in die gemeente en die gat word groot, as hulle nie kom vir opleiding nie, gaan ons nie hê nie. As ons nie aanmeld vir opleiding nie, gaan ons nie hê nie. En as ons wonder, hoe gaan ons moeilike goed hanteer? Leer om dit te hanteer. Elke geslag het hierdie oorgangsfase. Elke geslag. Wat lê vir ons voor? In die voorbereiding om die kerk van Jesus Christus gesond te hou, aan die lewe te hou, reg te hou vir die toekoms. In Christus. Nie in mense nie, in Christus. Kyk ons op, of kyk ons af? Wag ons vir die Here gereed, of kyk ons of iemand gaan olie gee? Wag ons vir die volgende olieaandraer? Weet julle van iemand wat gaan olie haal? As hulle inkom daartoe, dat hulle net ons help met olie. Is dit hoe ons dink oor die olie? Sal die Here ons olie bring? Hy sal. Waar sal hy ons vind? Gereed vir die olie. Waar is hy met ons besig? En laastens, hoe toets ek of ek reg is vir die bruidegom se koms? Hoe toets ek? Waarna kyk ek? Wat meet ek? Elke huis het sy eie meting. Waar is ons gereedheidsvlakke vir die koms van die Here Jesus vandag? En hierin lê die troos. Wanneer die Here ons gereed maak, hy lei die klok periodiek en hy sê, hier's 'n ramp. Daar's 'n aardbewing. Ja, dis in Asië, maar nie bekommer nie, dis ver, né? Maar dis daar. Daar spoel die wêreld weg. Is daarom nie hier by my nie, maar deesdae is dit naby. Daar sterf 'n klomp in ongelukke. 'n Verskriklike ramp. Sjoe, is daarom nie hier nie. Maar hoor ons die klokke lui. Die Here Jesus herinner ons, waak, wees gereed, wees gereed, wees gereed. Geliefdes, ons weet, die koms van die Here Jesus is bekend. Ons weet nie hoe laat nie. Daarom, waak in wysheid op die koms van Christus. Waak in wysheid op die koms van Christus. Omdat ons weet hy kom. Ons het reg gemaak vir sy koms. Ons het ons toegerus vir sy koms. Is ons reg? Ja, ons het gewaak in wysheid op die koms van Christus. Hou daaraan vas. En laat die Here Jesus se genade ons bly, want ons weet waar hy is. En ons weet dat hy ons naby is. Vertrou op hom. Amen. Almagtige en barmhartige God. Here, ons kan nie anders as om in die skoene te stap van hierdie maagde en te wonder, wat sal ons maak as die Here Jesus vandag rekenskap eis? Maar ons word ook oorval met troos, waar hy ons verseker dat hy ons gereed maak vir hierdie koms. En dat hy lankmoedig is wanneer hy wag en wag en wag, sodat almal dalk nie kan sê die klank was nie goed nie. Die sein was swak, maar dat u altyd helder is in die waarskuwings, omdat u ons liefhet. Daarvoor is ons dankbaar, Here, dat ons soms moet ontwaak uit 'n slaap van ons het niks om te doen nie. Wat sal ons doen?
Here, U wat ons as kerk steeds seën, ons dank U daarvoor. En bid dat U ons opnuut sal versterk, sal bemoedig en sal waaksaam hou, gereed vir die taak wat voor lê. En daarom bid ons in besonder dat U ons sal wys op ons roeping. Waar wil U ons gebruik, Here? Dat U my wys. Waar wil U hê moet ek nou werk? Hoe wil U hê moet ek dit doen? En waar ek nie weet nie, rus my toe, Here, dat ek kan wees wat U wil hê ek moet wees. En dat U die groei kan gee wat U alleen vereis. Dankie vir U goedheid. Dankie vir U genade en U sorg. In Jesus naam. Amen.